Die Helpende Hand Studietrust administreer verskeie tipe studiefondse waar hy studielenings aan studente toegeken word. In hierdie episode gesels ons oor een van hierdie fondse, die Hier sal ek boer studiefonds. Nou ons fokus spesifiek op die doel daarvan en hoe mense by hierdie fonds betrokke kan raak. En vandag gesels ons met die fondsbestuurder van hierdie fonds, Karlinka Stafford, en die hoof van Helpende Hand Studietrust, Jolandi Tron. Baie welkom. Dankie. Nou, Karlinka, ons begin by jou. Nou, wat is jou rol by die Helpende Hand Studietrust? So ek is 'n fondsbestuurder by die Helpende Hand Studietrust. Ek werk met ons onafhanklike studiefondse en ons gemeenskapsstudiefondse en ek handel verhoudings met ons donateurs en help met die fondsinsameling van die fondse sodat ons studente kan help. Nou die Hier sal ek boer studiefonds. Waar het begin? Vertel 'n bietjie oor die geskiedenis en die doel daarvan asseblief. Ja, so die Hier sal ek boer studiefonds is in 2021 gestig. Juist met die doel daarop om studente wat uit landbou agtergrond kom, wat dit mee swaar gegaan het, so droogtes, peste en pla op hulle plase, plaasaanvalle, dalk plaasmoorde, daar waar dit regtig swaar gegaan het, om hierdie studente te ondersteun. En jy studente wat graag in 'n landbourigting wil gaan studeer, so 'n BSc Agriek, veekunde, dierkunde, enige iets in die landbourigting, sodat ons ook daardie studente kan ondersteun en so die landbousektor kan bou. Jolandi, waarom is dit belangrik vir die Helpende Hand Studietrust om fondse soos die Hier sal ek boer fonds te hê? Antoine, die Helpende Hand Studietrust het oor die afgelope 18 jaar reeds meer as 7000 studente kon help met rentevrye studielenings en dit is meer as 500 miljoen rand se lenings. En dis alles moontlik omdat ons studiefondse namens ons donateurs administreer. En studiefondse kan 'n spesifieke fokus hê en spesifieke kriteria vir studente wat hulle wil help. En ons het natuurlik ook die gaping gesien in die landbousektor en vir studente wat graag finansiële ondersteuning nodig het om landboustudies te kan doen. En daarom was dit ook vir ons belangrik om doelgerig te help en 'n studiefonds te stig wat dan nou fokus op ons landboustudente. Karlinka, vir 'n oomblik terug na jou toe. Ek het iets interessants gesien, die 30ste Junie is 'n groot datum. Julle is besig om fondse in te win. Ek dink julle mik vir 200 000 vir Hier sal ek boer voor die 30ste Junie. Vertel 'n bietjie meer daarvan. Ja, so ons het jaarliks in Junie die Hier sal ek boer studiefondse veldtog wat bewusmaking skep vir die fonds spesifiek en dan ook dit is altyd 'n groot tyd in die landbousektor veral wanneer is Junie, dis jagtyd. So dis altyd 'n lekker tyd om bewusmaking te skep. En hierdie fonds het nie 'n spesifieke donateur wat jaarliks geld gee nie. So ons moet self die fondse inwin vir hierdie spesifieke fonds. So ons het besluit hierdie jaar wil ons graag daarop fokus om 200 000 rand teen die 30ste Junie in te samel. Juist dat ons kan sê ons kan 4 studente help. Want ek het gaan kyk, ons het in 2026 kon ons sowat 25-26 studente wat in 'n landbourigting wou studeer nie gehelp het nie. So as ons teen 30 Junie 200 000 rand kan insamel, kan ons 4 van hierdie studente wat ons hierdie jaar dalk moes wegwys, kan ons volgende jaar ondersteun. So dit is vir ons baie belangrik en ons sal graag wil hê die publiek moet betrokke raak en geld skenk juis vir hierdie doel. Fantasties. Nou, as 'n mens kyk na die uitdagings vir jong studente, ons kyk na landbou en studente in die landelike gemeenskappe, wat is die grootste uitdagings waarmee hulle sit? Ja, ons weet natuurlik in die Suid-Afrikaanse landboubedryf is dit lankal nie net meer harde fisiese werk nie, maar ook dat ons opgeleide persone nodig het wat gespesialiseerd is ook, dat tegnologie betrokke is, data-analise en baie meer as net dit wat 'n mens sou verwag op 'n plaas. En ons wil natuurlik mense oplei wat besighede kan bestuur ook en probleemoplossers. Die uitdaging natuurlik vir die studente wat wil gaan studeer is dat dit baie duur is. En dis natuurlik ook baie keer van ons plaaslike gemeenskappe studente wat dan die huis moet gaan verlaat en gaan studeer. So die uitgawes is regtig baie. En ons wil nie graag die potensiaal wat daar is in die jong mense mis en hulle nie die geleentheid bied om te gaan studeer nie. En daarom is dit baie belangrik dat ons hierdie uitdaging aanspreek in die vorm van 'n rentevrye studielening, dat ons die studente met die potensiaal, die jong mense wat regtig ons plaasbestuurders en ons landboubedryf kan terugploeg in ons landboubedryf, dat ons hulle die geleentheid gee om te gaan studeer. En so ploeg ons terug in ons gemeenskap en in die landboubedryf in Suid-Afrika en ons weet dat dit 'n bedryf is wat baie keer gedruk gaan onder baie dinge soos die ekonomie en ons weet ook soos droogtes en alles wat rondom dit gaan. So dit is belangrik vir ons om ook op 'n manier te kan bydra tot die sektor.
Julle doen goeie werk. Ek sê dit elke keer as ek met julle praat, dit is regtig fantasties. Nou, Karlinka, net na jou toe. Hoe kan die publiek betrokke raak om veral studente in die landbousektor te ondersteun? Ja, so spesifiek hierdie Junie, hulle kan heel jaar bydra, maar spesifiek in Junie, omdat ons fokus op daai 200 000, kan hulle 'n bydrae lewer, inbetaal met die verwysing hier sal ek boer of studiefonds, net wat hulle wil. En nie net gaan hulle 'n landboustudent se lewe kan verander, sodat hulle drome ook kan vlerke kry en hierdie gekwalifiseerde jong mense terug kan gaan in die landboubedryf, het sy in watter rigting ook al. Hulle kan ook 'n belastingsertifikaat, artikel 18A belastingsertifikaat kry, wat vir hulle ook dan 'n voordelig is. Jolandi, Karlinka, baie dankie. En vir mense wat meer inligting wil kry, waar kan hulle dit kry? So hulle kan gaan na www.hiersalekboer.co.za, dan land hulle direk op die Hiersalekboer blad op die Studietrust se groot webblad, of hulle kan dit eenvoudig e-pos stuur na studietrust@helpinehand.co.za, en dan sal ons hulle antwoord daar waar hulle kan bydra.